Ja. Kan die gemeente vir my asseblief staan? Dankie, ek moet sit bly en leer. Meneer vriende, ek wil net seker maak en elkeen van julle my duidelik hoor, so daar agter. Klank is duidelik genoeg. Baie dankie. Ek gaan vra dat ons dan net so sal rustig raak en dan eers saam sal bid. Kom ons sluit eers die oor. Driemaal heilige God, Here. As ons vandag hier by mekaar is, dan weet ons baie mense daar buitekant sal sê dit is om hartseer te wees en om te groet want dit is nou finaal. Maar ons weet wat die waarheid is. Dat die Jakkie het vasgeklou aan die waarheid. Sy weet die dood is nie die einde nie. Die dood is net 'n deur wat oopswaai na die ewige lewe. Sy het ons vooruit gegaan en sy het oor die wenstreep gehardloop. Dankie Here dat ons mag weet sy is veilig daar. Dat ons sal troos bring vandag aan die familie en vriende wat hier so is. Dat ons met 'n glimlag mag uitstap. Om te weet, ons is ook veilig in U hande. Ons vra dit in U liefde en in U genade alleen. Amen. Jou familie, vriende, wanneer ons kom groet vandag, dan kom groet ons vandag 'n merkwaardige mens. En baie van die mense wat vandag hier so is, weet ek begin nie 'n diens of 'n begrafnis of verrassingsdiens op hierdie manier nie. Maar ek moet eerlikwaar vir julle sê, Tannie Jakkie was 'n baie special tannie gewees. En sy het diep spore getrap, nie net in julle as familie se lewe nie, maar ook die vriende en ook hier by Siesta en by Herfstoord ook. Ek het net vir julle daar buitekant gesê, sy was een van die coolste tannies wat ek ook geken het. Want vir helfte of 80% van hierdie oord weet nie eers hoe werk 'n TV remote nie. Maar sy het 'n iPad gehad. En sy het geweet hoe werk alles. Vir een of ander rede het sy net nie mooi die WhatsApp verstaan nie. Want sy het na die boodskap geluister wat ek gestuur het met die voice clip elke Sondag, maar oom Flip moes elke Sondag vir my 'n boodskap stuur.
en elke Sondag vir my baie duidelik maak hoe dankbaar sy is vir hierdie boodskap wat ons dan nou uitgestuur het, en hoe die preek was, en wat in die preek mooi was, en wat in die preek ook sleg was. So, sy was definitief 'n tannie vir wie ek verskriklik lief was. Ek onthou ook vir haar gekuier het hierso by Siesta, ook vir haar gekuier het by die huis hierso, en toe by die huis nog gekuier het, toe dinge nog redelik goed gegaan het, het sy my vertel van haar kinderjare, van haar grootwordjare. Sy het my vertel ook van hierdie gediggies en memoirs wat sy geskryf het ook. En sy het my sommer vertel ook hoe werk die iPad, asof ek nie weet hoe dit werk nie. Maar ek het gedagtig geluister daarna, ek het gehoor wat sy gesê het, en dit was ook vir my goed gewees. Ek moes haar ook nooit jammer kry nie. Dis een ding wat ek net nooit moes gedoen het nie. Ek moes haar nie jammer kry nie, ek moes haar vat soos wat ek haar het op die dag. En toe ek hier by Siesta die laaste keer by haar kom kuier het, toe het ek al gesien, dit gaan al bietjie moeiliker ook, maar die tablet is nog steeds uitgehaal, en sy het my gewys, hoe lees sy haar Bybel, die dagstukkies, waar sy trek, wat sy voel, en sy het my net gesê, Dominee, ek kan jou nie meer so mooi sien nie, maar ek sien net 'n silhouet van jou, maar jou stem klink nog dieselfde. Toe sê ek van Tannie, dis vir my goed dat my stem dieselfde klink, want my lyf is nie meer dieselfde as wat jy my laaste gesien het nie. En sy het saam gelag, sy het saam veilig gevoel, en toe sy opgeneem is in die hospitaal, in die ongevalle gedeelte, toe ek nou daar by haar kon wees, toe sê sy vir my, Dominee, ek sien jou nou glad nie, maar die stem is nog dieselfde, kan jy vir my bid? En toe bid ek vir haar. En dit was 'n wonderlike oomblik wat ons saam met mekaar kon spandeer, en dit was vir ons goed gewees, maar wat my getref het is, nadat ek vir haar gebid het, gewoonlik los iemand aan my hand en sê, baie dankie Dominee, ek waardeer, toe klou sy, en toe bid sy vir my. En dit sal my altyd bybly. Ja, ek het met die familie gedeel, en party van die inwoners weet ook, dat ek die maandag voordat sy oorlede was, ook by die hospitaal was, en dat hulle my geweier het om in te gaan, vir een of ander rede. Daaroor sal ons nie ingaan nie. Maar wat ek wel oor sleg voel daar is dat ek nie kon daar wees, dat sy weer vir my kon bid nie. Nie so seer dat ek vir haar moes gaan bid nie, maar dat sy nie vir my kon bid nie. En wanneer sy vir my gebid het, kon jy maar hoor, kon jy maar weet, dit wat sy sê, tref diep. Sy het presies my vrou se naam geken, wat baie mense in hierdie oord verskriklik sukkel en verbuigings van het. Sy het elke kind se naam geken, presies wat hulle name is, wat baie mense in die kerk nog steeds nie weet nie. Dit sê iets van iemand. Dit sê, dit was vir haar belangrik. Dit het waardig vir haar toegeëien. En daarom, wanneer ons kom groet vandag, wil ek spesiaal vir julle kom sê, sy was special. En sy is nog steeds. Want sy was nie net nie, sy leef nog steeds. Sy gaan nog steeds aan. En om net iets van die tipe gebed vir julle te verduidelik wat sy vir mense sou bid, die stuk wysheid wat sy mee sou gebid het, wil ek graag vir julle die gedeelte in die boekie lees van om ouer te word. En dit hef my nogal redelik aan by Prediker. Waar Prediker vir ons sê, jy gaan oud word, en daar kom 'n tyd vir alles. Maar hoe sy dit so mooi saamgevat het. Daar staan om ouer te word, wanneer 'n mens begin ouer word, is dit nie nodig om 'n traan te stort. Begin liewer elke nuwe dag met gebed en blye glimlag. Vergeet van pyne en skete, wees dankbaar in die wete, dat God jou gewek het vir 'n nuwe dag, gevul met hernieude ywer en krag. Jou dagtaak bestaan ook nie net uit werk. Stokperdjies sal jou geestelik versterk. Moet nooit vergeet, jy was ook 'n kind. Sal dan jou kleinkinders beter verstaan en vind. Onthou met uitroeptekens. Om oud te wees is krom getrek en kraak in jou stem. Skuifeltreetjies met bewende hand
om 'n kierie geklem. Wees dus dankbaar vir jou prille jeug, ook vir elke nuwe dag se eerste asemteug. En ek dink dit spreek boekdele. Dit leer elkeen om te sê, dis iemand wat 'n pad stap saam met die Here. Dis iemand wat die wedloop voltooi het op die regte manier, en nie voltooi het en gehoop het om maar by die Here uit te kom nie, wat het op so 'n wyse voltooi het om juist daar uit te kom. En daarom is dit vir my goed dat ons dan die heel eerste lied saam met mekaar sal sing, voordat ons by die preekgedeelte kom, wanneer ons saam sing, ek roep u naam. En ek dink dit is presies wat sy gedoen het, toe sy by die wedstreep oorgestap het. Kom ons staan en sing dan die wonderlike lied. Familie en vriende, daar is my gevra om 2 Timoteus 4 vers 7 en 8 te lees. As julle my dit vergun, sal ek graag vers 6 wil inwerk daarso en dan wil klaarmaak by vers 8 dan. Timoteus, weet ons nou in die Bybel, een van die merkwaardige gedeeltes wat daar geskryf staan is, hy moet nie bekommerd wees omdat hy jonk is nie, en laat mense neerkyk op hom nie, want hy is waardig. Tannie Jackie was nou redelik bejaard gewees, maar siel was baie jonk. Sy wou nie eintlik moeg en oud word nie. En hier by die oord mag ons nie die woord oud gebruik nie. Jy mag net senior burgers sê, want hulle word nie oud hierso nie. Vir haar ouderdom het sy eintlik nog redelik goed gelyk en jy sou nie geskat het dat sy amper 90 was nie. Maar in haar gees was sy nog 18. Wou sy nog baie, wou sy nog 'n klomp dinge aangepak het. En jy, en 'n mens lees dit in hierdie gedig ook, moes nie vir haar sê sy kon nie iets doen nie. Sy sou dit doen, en sy sou leer om dit te doen. Maar iemand moes net die tyd vat om by haar te staan en haar hand vasthou en te sê, dis hoe jy dit doen. Ons lees ook dat sy baie plek gehad het in haar lewe vir baie mense. En sy het baie mense se lewe aangeraak. Toe sy oorlede is, was dit in hierdie oord 'n groot topik gewees en almal het daaroor gepraat. Almal praat nog steeds daarvan. Hoe sy hulle lewe aangeraak het, waar sy betrokke was by hulle en hoe hulle tyd met haar saam kon spandeer het. Daarom vir julle as familie, as julle gewonder het of sy 'n goeie mens was, definitief. En dit kan ons elkeen vir mekaar sê. Ek wil vir julle hierdie gedeelte lees en wil ek iets verduidelik daarvan wat vir my merkwaardig van haar eie lewe ook was. 2 Timoteus 4 vanaf vers 6 sê, wat my betref, ek word al reeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en uitvolgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Net tot sover. Ons sien iets van haar hart hierso raak. Ons sien raak dat sy vir almal wou geleer het dat God bestaan,
Sy wou dit juist so geleef het, dat almal kon sien, dat God 'n werklikheid is, en dat hy nie net haar gaan kom haal nie, maar dat hy elkeen gaan kom haal. Sy het ook verstaan, dat ons in 'n lewe deesdae leef waar mense glad nie meer in God glo nie. Dat mense dink hy's 'n feesverhaal of een of ander genie wat jy 'n lampie mag vryf en dan gee vir jou 3 wense. Dis nie die waarheid nie. Sy het dit verstaan, ek verstaan dit, miskien verstaan jy dit ook. Sy het verstaan dat die enigste pad hemel toe, die enigste uitkoms uit hierdie wêreld uit, sy naam is Jesus Christus. As jy verhouding het met hom, dan weet jy dat jy die ewigheid sal hê. Dat geen geld, geen roem, geen status, watter titel jy jouself wil noem, waar jy bly, wat jy ry, enigstens saak maak nie. Dat jy verhouding met God saak maak. En ek sal gewoonlik afsluit met hierdie gedeelte, maar ek wil graag vandag begin daarmee. Dat 'n boedel nie veel van jou sê nie. 'n Prediker sê dit ook vir ons. Dat dit wat 'n mens moet erf vanaf die persoon wat afgesterf het, nooit daai persoon kan vervang nie. Nooit regtig in daai persoon se plek kan staan nie. En met alle eerlikheid, dat die wat erf, dit nie gaan waardeer, soos wat jy dit opgepas het vir hulle nie. Daarom, wat is die erflating wat sy werklik los? Ek wil begin deur om te sê, die gedeelte praat, om vir ons te sê dat ons 'n wedloop moet voltooi op hierdie aarde. Die wedloop is nie om te kyk hoe vinnig ek hom kan voltooi nie, maar dat ek juist kan klaarmaak. Dat ek juist einduit sal volhou. En dit is nie altyd maklik nie, want 'n mens wil so 'n bietjie aftrek langs die pad. 'n Mens wil so 'n bietjie asemhaal. Mens wil sê ek het wildsteek en ek kan nie meer verder nie. Maar as jy dan maar die Here vir jou kom sê, nou kom, jy moet opstaan. Ons moet verder gaan. Ek gee altyd die voorbeeld met die wedloop, om juist vir mense te vra, wie van julle was onlangs by 'n graad R of 'n graad 1 wedloop gewees by 'n skool. En dinge het baie verander vandat ek in die skool was. Deesdae, gewoonlik toe ek op skool was dit jou ma of jou pa wat daar by die plastiekstoel gestaan het en geskree het, kom boetie of kom sussie, hou bene, hou, en die paviljoen het geskree. Ouma en oupa het daar opgedaag met frikadelle en gekookte eiers en allerlei goeders. Deesdae is die bordjies anders. Deesdae staan ouma en oupa agter die plastiekstoel en ma en pa staan op die paviljoen en skree. Want voordat daai kind gehardloop het oupa en ouma klaar vir die kind 3 Energites beloof en 'n bergfiets as hulle klaar maak. En dan, as hy kind daai 60 meter hardloop, dan voel dit vir ons soos 100 meter. En hy kind hardloop vir al wat hulle werd is. Hulle hardloop by die wenstreep, maar hulle het nie links of regs gekyk nie. Hulle het net vir oupa en ouma gekyk. Hulle het nie gekyk of die ouetjie voor hom eerste is en of hy laaste is nie. Maar die merkwaardige is die volgende. As hy kind oor die wenstreep hardloop, en oupa en ouma tel hom op of haar op en druk hulle so naby aan die bors en gee hulle soet net. Dan het ek nog nooit 'n oupa en 'n ouma gesien wat gesê het, Jannie, hoekom het jy nie eerste gekom nie? Nog nooit nie. Elke liewe ouma en oupa tel hy kind op en sê, jy's my champion. Jy het gewen. Jy het klaargemaak. En is dit nie wat aan die Jankie gedoen het nie? Want ons moet een ding baie mooi verstaan. As ons praat van hierdie wedloop, dan moet ons verstaan wat gebeur in hierdie wedloop. Ons moet verstaan wat gebeur as hy klaar maak. En wie vir haar gewag het toe sy klaar gemaak het by die plastiekstoel. Dit was Jesus. Jesus het vir haar gewag daar. En toe sy oor die wenstreep hardloop, en glo my, julle sal nie in haar pad gestaan het nie, hoor. Sy sal gegaan het of julle nou daar is of nie. Sy sal gehardloop het vir haar wenstreep. En toe sy daar oor is, toe ontmoet Jesus haar daar. Hy het sy hand uitgesteek na haar toe en vir haar gesê, Jakkie, welkom tuis. Jy's 'n oorwinnaar. Jy het klaar gemaak. En dan praat hy die gedeelte om vir ons te sê dat ons die oorwinnaarskroon ontvang. Nou, as jy die eksegese gaan doen, hierso dan verduidelik dit vir ons soos in die Olympics, het hulle in die vroeë Olympics, het hulle daai kraans gegee vir elkeen wat klaar gemaak het. Dis presies dieselfde. Om te sê jy het oorwin.
Jy het voltooi en nou is jy volmaak. Gee die Here vir ons nie net 'n krans nie, die Here gee vir ons die oorwinnaarskroon. As 'n teken om te sê, jy behoort, jy mag hier wees, jy's 'n koningskind. Dit word nie sommer vir enigiemand gegee nie. Dit word nie sommer net uitgedeel. Dit word juis gegee aan mense wat volhou, wat klaarmaak in die Here se naam en wat 'n absolute verhouding gehad het met God. Nou, as dominee, kan ek nou eerlikwaar vir julle sê, as daar nou tannie was in hierdie oord wat 'n verhouding gehad het met die Here, dan was dit nou sy. Sy het absoluut vasgeklou aan die Here. Ek wil net ook vir julle sê, want baie dominees maak die fout om die persoon op te hemel en te sê, hulle was 'n engel, hulle het nooit foute gehad nie, hulle het geen sonde gehad nie, en dit gaan ons nie vandag vir mekaar kom sê nie. Tannie Jackie het ook foute gehad. Sy het ook sonde gehad. Maar, ons is nie vandag hier om boek te hou oor wat sy verkeerd gedoen het nie. Ons kan miskien vandag net hierso wees om vir haar te sê, ons vergewe jou. Ons weer is verby. Ons begrawe die strydbuil en ons beweeg aan. Want niemand is perfek nie. Hier is nie een van ons wat vandag hierso sit wat sonder sonde is nie. Maak nie saak wie jy is nie. Jy het dit. En ons het Jesus nodig om ons te vergewe daarvoor. Ons het nodig dat ons geliefdes ook by 'n punt kan kom in die lewe om te sê, maar ek vergewe jou daarvoor. Niemand kan alles reg doen nie. Maar as ons eerlik is, sy was daar bitter naby. Sy het regtig hard probeer. En dit was goed genoeg. Dit was reg. Daarom, wanneer sy klaar gemaak het Jesus haar ingenooi en gesê, nou gaan ek jou wys hoe lyk die hemel. En hy loop toe saam met haar op strate van goud na die Vaderhuis toe. Hy laat haar aansit by 'n baie klein intieme tafel waar die Here self gedek het. En hy sê vir haar, ek wil nie hê dan moet ooit weer 'n distansie wees tussen my en jou nie. Die Here, God die Vader, neem toe 'n beker met die lewende water. Hy gooi vir haar beker oorlopends toe vol in. En hy sê vir haar, welkom tuis, my kind. Waar het jy al daai woorde gehoor? In Psalm 23. Welkom tuis. Hoe voel dit vir daai kind wanneer hy in oupa en ouma se arms inspring en hy het net klaar gemaak? Hulle voel tuis. Hulle voel welkom. Want jy weet, by jou ma en jou pa gaan jy nog wat klaar kry. Maar by oupa en ouma is dit die lekkerste van die lewe. Dis veilig, dis welkom, dis tuis. Hier kan ek doen wat ek lus kry. Dis wat sy gevoel het. Dis wat sy gekry het. En as 'n rede hoekom die Here haar beker vir haar oorlopends toe vol ingegooi het. Want dit is eintlik 'n Joodse tradisie gebruik. Die Jode gebruik dit om vir mense te sê, as hulle by hulle tuis kom, dat ek wil hê jy moet hier bly. So hulle mors baie dan. Hulle gooi mekaar se bekers laat dit oorloop om hulle te sê, hier's genoeg. Jy's welkom hier en hier moet jy bly. As 'n mens wil hê dat mense by jou huis moet gaan nadat hulle gebraai het by jou huis, dan maak jy 'n halwe koppie koffie en sê vir hulle, dis 'n teken om te sê, dis nou tyd om te gaan. Die Here het dit nie gedoen met haar nie. Die Here het vir haar beker vol gegooi. Dit het oorgeloop om te sê, Jackie, ek wil hê jy moet hier wees. Jy is nou veilig hier. Jy is nou tuis hierso en jy moet nêrens anders te gaan nie. Daarom vir julle as familie, ja, dis hartseer. Dis nie lekker nie. Maar as ons een ding vir mekaar kom leer vandag van uit hierdie teks, is dit, ons het nie verloor nie. En tannie Jackie het ook nie verloor nie. Sy het gewen. Sy is 'n champion. Sy het klaar gemaak. Sy is oor die wenstreep. En as elkeen van julle iets vir haar kon droom, sou dit gewees het dat sy die hemel sal behaal. Nou wat? Sy het dit gedoen. Wat wil ons nou meer van haar hê? Wil ons hê sy moet nou terugkom? Wil ons hê sy moet weer hier wees? Nee. Want ek ken vir tannie Jackie en sy sal net vir ons elkeen sê, sorry, jy moet nou maar 'n bietjie hier uitkom, maar ek het dit nou klaar gemaak.
Ek is nou deur dit alles. Ek sien nie weer kans vir daai nie. En daarom, julle as familie, julle bly agter. Soveel mense sê in die verlede, en ek haat dit as mense dit sê, dat sy het die stryd verloor. Is dit nie verloor nie? Die dood het nie gemaak dat ons verloor nie. Die dood het niks op ons nie. Want Jesus het die dood oorwin. En in Christus is ons meer as oorwinnaars. So sy se oorwinnaar, ek en jy is, en as ons haar vandag groet, dan groet ons haar soos champions. Ons sê vir haar, ons is trots op jou, en ons wens jou net die beste toe, totdat ons daarby uitkom. Ek wil vra terwyl julle so by mekaar sit, dat julle vir die volgende paar oomblikke net die arms om mekaar sal gooi, en mekaar sal vashou vir die volgende paar oomblikke. Wil julle net gou graag dit doen? Die enigste reël van die vashouery is net, jy mag nie los totdat die dominee gesê het, jy mag los nie. Dan wil ek hê, jy moet kyk na mekaar, en jy moet twee goed sê vir mekaar, wat die absolute waarheid is. Jy moet draai na mekaar, vir mekaar sê, eerste plek, jy moet weet, dat God jou onbeskryflik lief het. Sê dit gou vir mekaar. Reg. En nou die tweede ene, en dis ook 'n lekker een, want jy mag maar jou vrou soen as jy klaar gesê het. Ek wil vra dat jy weer 'n keer sal kyk na mekaar, en vir mekaar sal sê, ja, God het jou onbeskryflik lief, maar vir my beteken jy net so baie. Sê dit gou vir mekaar. Reg. Julle mag nou maar los. As julle nie wil nie, dan julle vashou. Dan bly vashou. Dit is julle keuse. Ek wil vir julle net noem, want hier is nou baie mense wat nou nie gewoonlik in die dienste is wat ek doen nie, en miskien mag jy dalk voel vandag dat ek nou onsensitief is. Of ek nou 'n grap probeer maak van die situasie, en dis nie wat ek probeer doen nie. Want ek wil tog vir jou vra, as jy vandag nou kans gehad het, en ek kon vir jou gereël het met 'n kaartjie hemel toe, 5 minute om saam met Tannie Nakkie te gaan spandeer, hoeveel van julle sou graag wou gegaan het? Ja. En as julle nou daar by haar was, nee, wat sou julle vir haar gesê het? 'n klomp goed, nee, maar hoofsaaklik 2 goed. Eerste plek, ek is onbeskryflik lief vir jou. Tweede plek, dankie. Dankie. En dan kon jy aangelas het, dankie vir wat jy nou wou gesê het. Maar net 2 goed. Ek is onbeskryflik lief vir jou. Tweede plek, dankie. En die mens moet dus op, dat die mense nie tye soos hierdie gebruik om 'n bekeringspreek te maak nie. Ons moet hierdie tyd gebruik om mekaar te sê, die lewe is vinnig. Die lewe is baie kort. Vandag is jy hier en môre is jy nie. Ons het hierdie ding om vir mekaar te sê, nee, ek het mos genoeg tyd. So, as die dominee sê, ek moet elke dag my familie sê, ek is lief vir hulle, en God is lief vir hulle, dan sal ek wag tot 5 uur vanmiddag, wanneer ons mos nou by die huis is, wanneer ons mos nou tyd het. Kom ons sê dit vir mekaar, hoe lyk 5 uur by 'n normale huis? Dis wasgoed was, kos maak, kinders se skooltake doen. Dis deesdae nie meer 7de laan nie, maar dis daarom Suidwester en buitelanders en een of ander swemding. En intussen, waar ons nog besig is met dit, is dit YouTube en is TikTok en dit is al die goeders en ons kyk nie eers vir mekaar nie. Net om vanaand die selfone neer te sit en môreoggend weer dieselfde ding oor te doen. Nie een keer het ons vir mekaar gesê, ek is lief vir jou. Nie een keer het ons vir mekaar gesê, jy moet weet, God is lief vir jou. Tyd is verby. Daarom, wat sou julle nou gegee het en opgeoffer het, om dit net een keer vir haar weer te kon sê? Moenie spyt wees nie. Moenie laat tyd verbygaan nie. Gebruik die kanse wat jy het en die tyd wat vir jou gegee is, om 'n verskil te maak in mekaar se lewe. Daarom sluit ek af met 2 punte. Punt nommer 1. 'n boedel
is nie die grootste geskenk wat jy kan gee vir jou familie en vriende nie. 'n Boedel is eintlik 'n vloekwoord. Want ek weet hoe lyk dit hier by hierdie oord, wanneer mense klaar by die dood gedraai het, en na die dood, dan sit dit op kleiery. Dan sit oog uitkrap en spoeg en klap en al die goeders. Dit hoort nie so nie. 'n Boedel is nie die grootste geskenk nie. Grootste geskenk wat jy kan gee vir jou familie en vriende, is wat geld nie kan koop nie. En dit is die wete dat jy tuis gekom het, dat jy veilig is by die Here, en dat niks jou uit die hand van die Here uit kan ruk nie. Daarom, daar was 'n oom gewees, dis my laaste punt, daar was 'n oom gewees wat by Afkop gewerk het jare terug, en hy het vir my geleer en gesê, Dominee, kyk wat staan by die deur van 'n kerk se deurkosyn geskryf. Daar was 'n stiker met die woorde op, lewe so, sodat die dominee nie hoef te lieg by jou begrafnis nie. Nou, ek wil julle los met daai woorde. Nie omdat dit gaan oor die dominee nie. Ek wil eerder vir jou vandag vra, lewe eerder dan so, sodat niemand hoef te lieg by jou begrafnis nie. Want weet jy wat? In alle eerlikheid, ons het nie nodig gehad om vandag te lieg oor aan die Jakkie nie. Ons kon die waarheid sê, ons kon sê hoe sy was. Elkeen van julle kan vandag die waarheid van haar sê en hoe sy was. En elkeen van ons kan vandag hier uitstap met een sekerheid. Sy is veilig, sy is tuis, en ons gaan haar weer sien. Ek sluit af. 'n Mens moet nie hemel toe wil gaan, omdat jy jou geliefdes daar wil sien nie. Mens moet hemel toe wil gaan, omdat jy by Jesus wil wees. As jou geliefdes daar is dit 'n bounis. Maar ek dink een van ons gaan in die hemel instap, en as jou geliefde nie daar is nie, omdraai en vir die Here sê, ek wil nie hier wees nie. Want dan sal net een plek waar dat jy nog kan gaan. En dit wil jy nie. Kom ons sluit die oor. Driemaal heilige God, Here, Tannie Jakkie was reguit, sy was liefdevol, en sy is dit nog steeds. Sy het baie van ons 'n klomp lesse kom leer. Baie van ons, as ons in die spieël kyk, dan sien ons nog dinge raak, en verstaan ons nog dinge, wat sy vir ons in ons lewe ingebring het. Dankie dat ons haar kon ken. Dankie dat U, soos Jesaja 43 vir ons leer, haar vir ons geleer het. Dat sy nog steeds U eiendom is, en dat U volle seggenskap het, om haar te kon behaal. Dankie dat sy nou veilig is, rus gevind het. En ja, Here, al die vrae wat almal nie kon beantwoord nie, dat sy dit nou vir U kan vra. Sien die familie, sien die vriende wat ook vandag hier is, gee dat hulle met 'n beter hart sal uitstap, as waarmee hulle ingestap het. Ons vra dit, Here, niemand ons kan verdien nie, maar uit die liefde en U genade alleen. Amen. Familie en vriende, ek gaan vra dat ons dan nou Gesang 249 vers 1 sal sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder. Kom ons staan. Bye.
Suster Rihanna kom vra om ons vorentoe te kom, om dan die bedankings te behartig, en daarna sal ons dan op die gepaste manier dan ook afsluit. Baie dankie. Okay, 100%. Goeiemôre almal. My naam is Dion Jackie se seun, vir die wat nie weet nie. Voordat ek met die bedankings begin, wil ek graag meneer Isabel vra om vir ons boodskap hier voor te lees wat oor Philip vir ons gestuur het. Dit was my ma se broer. Goeiemôre almal. Oom Philip het hierdie volgende boodskap gestuur. Rihanna en Dion, vandag die finale afskeid vir julle en julle sibbes, van 'n moeder, 'n ouma, 'n oumie en vir my as enigste oorlewende broer van 'n geliefde suster, van die ander familie van 'n geliefde tannie. So baie kennisse van 'n dierbare vriendin. In elkeen van ons lewens word 'n massiewe leemte agtergelaat. Maar ons almal sê dankie dat sy op een of ander wyse deel van ons lewe was. Met trane in ons oë sê ons dankie aan ons hemelse Vader vir Jackie van der Westhuizen. Ons treur nie net nie, maar eer haar nagedagtenis en groet haar met 'n seer hart. In vlees is ek nie daar nie, maar wel in gees. Philip Els. Eerstens wil ek KNCS personeel baie dankie sê vir al julle liefde en sorg vir ons mamma. Ons wil die volgende mense uitsonder: Violet, Anna, Sonja en François. En vir elkeen wat betrokke was by mamma se versorging. En dan ook Marie, Ethel en Betsy, vir die onwaarlike liefde, gebede langs haar bed en die sorg vir mamma die tye van haar hospitalisasie. Personeel van die Verleni Medikliniek, Alpop en Dr. Louis se boodskap. Dankie Marie vir die speel van die oral, Let vir die video van die diens en Imke van die ontwerp van die gedenkblad. Ook met, wel wat kan ek sê? Rihanna en ek het ook mee toe gegaan en al die personeel en Dr. Lange is net wonderlik. En baie dankie vir al die liefde deur die jaar. Baie dankie vir een en elk wat deel van mamma se lewe was. Ons waardeer julle oproep en gebede. Ek is baie bevoorreg om een keer per week met mamma te kan video call. En vir my sussie Rihanna wat altyd daar was vir haar. Ek is baie lief vir jou. I always said to the people, if they say, why did you think you was so well? My answer is to them, because I was brought up by a queen. And that's why I love and respect my wife. I want to thank my Australian family and friends for a difficult time, for all your love and prayers. Prys die Here vir mamma, wat die ewig lewe by haar wens. Baie dankie. Ons sê dan baie dankie vir jou deel, dat jy ook die bedankings gedoen het. Ons weet, dit is nie maklik nie. Mense dink dit is sommer maar net 'n gedeelte wat gedoen moet word, maar dit vat baie. So baie dankie ook vir jou. So baie. Familie en vriende, ek gaan vra dat ons dan sal staan terwyl ek dan die herinneringsbrief dan vir ons lees. Daarna gaan ons die draers na vorentoe roep. Gaan ons die familie saam met draers eers laat uitbeweeg en dan die vriende daarna, asseblief. Wanneer ons die finale afskeid daar buite gaan neem. Kom ons staan. Ons gaan haar mis. Sy sal onthou word vir haar hart vir mense. Die Here het ons kosbare mamma, suster, ouma en oumie gespaar vir 89 jaar, 7 maande en 7 dae.
Haar liefde vir die Here en vir ons was weerspieël in haar daaglikse lewe. Ons gaan haar mis, maar na die tydelike wedloop wat sy met uitnemendheid voltooi het sy die hemelse prys daarvoor ontvang. Verlangende kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, broer, familie en vriende. Ek vra dat die draers vir ons dan na vore toe kom en dan sal ons dan na buite toe beweeg vir die finale afskeid. Mevrouw die naast ons van die iets meer te nader kom, met 'n hartjie op die kus sit.
Laat nog geen iemand? Moes ons goed bly. Staan nog iemand? Familie en vriende, ek wil net een ding by jou tuis bring. Ons het nou gegroet nou, maar ons weet ook, ons het daar binnekant vir mekaar 'n klomp dinge gesê wat alles die waarheid ook is. En die een ding wat ek wil hê jy moet saam met jou huis toe vat, is nie net die nagedagtenis, maar ook hierdie. Die dood is nie die einde nie. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir ons die ewige lewe gegee, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe mag kry. Dis besonder dat vandag hemelvaart is. Dat vandag kom sê die Here vir ons ook, hy het juis gegaan om vir ons plek te gaan voorberei. Daarom gaan ons nie net ons eie ou plekkie hê daar in die hemel nie. As jy mooi gaan lees, sê hy vir ons gaan reg langs aan hom op die troon sit. En dis wat hy nou is. Sy lewe, sy het oorwin. Sy het nie verloor nie. Daarom wanneer ons vandag gegroet het, ons gegroet soos champions. As ons hier weggaan, weet ons dat die Here gaan saam met ons. Hy hou ons vas, hy behoed en bewaar ons. En die Here bestaan, weet dit wel. Die Here is God. Hy leef. Jy gaan hom eendag weer sien. Daarom wanneer ons vandag hier weggaan, die Here sal saam met jou gaan. En mag die Here vir jou seën. Al jou drome, al jou wense, al jou planne, mag die Here dit vir jou ook gee, binne sy wil. Moet hom net nooit vergeet. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragvolle werking van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, totdat die Here ons kom haal. Amen. Ons sê baie dankie vir Afpop dan ook met hulle dienste en ons gee dan oor aan hulle om af te sluit ook dan. Baie dankie. Hulle vra vir my dat ek net vir julle moet herinner, daar by die Eikesaal is daar eet en drink dingetjie. Nou omtrent 60% van julle wat hierso is, weet presies waar die Eikesaal is. Maar as jy nie weet nie,
reguit af hierson tot by die stop daarbo. Dis baie maklik. Links en weer links. Dan voor jou sal jy 'n saal sien en dis die Eikesaal. Reg. So jy kan hom nie mis nie. Reg. Julle is baie welkom om daar ook saam met die familie dan iets te gaan geniet en dan ook vir hulle druk te gee daarson. Baie dankie. Dan is ons verrigting hier by die voertuig is afgehandel. Mag julle 'n geseënde dag hê in Jesus se liefde.
All of you look drive safe and be safe. Bye-bye. Thank you for it. Maak sure dit met concreet en weer te komen. Ja, het kan nou makkelijk wees as jy Suid-Afrikaanse rekening het, dan ek ook hierdie geld is ek sal nou mooi uit. Dan kan ek dit so lank daar insit en dan Daai 1000 gift dan anders.